Vriende, goeiemôre. Vrydag 19 Julie in Koffiekuier 866. En ek is vanoggend opgewonde om met jou te deel oor waaroor ons met ons volgende preekreeks hier in die Kleinmondstreek van Kogelberg gemeente besig gaan wees. Dit gaan oor die saligsprekinge. En nou sal jy onmiddellik vir my dalk sê, maar weet jy Heinrich, ek het al verskriklik baie daaroor gelees, ek het al baie daaroor gedink, ek het al baie preke of bybelstudies oor die saligsprekinge in my lewe beleef, deel van gewees, gehoor. Wat is dan nuut om daaroor te sê? En miskien gaan ek niks nuut met jou deel in hierdie reeks of met die koffiekuiers wat daarbij aansluit nie, maar tog is het belangrik, vriende, dat ons hier in koninkrykstyd, dis ons nou die tyd in die kerklike jaar waar ons nou is, waar ons na sal dink opnuut oor wat die koninkryk van God beteken. Wat hou dit vir ons in? En as jy nou oor die saligsprekinge nadink, dan gaan jy mos nou weet, dat dit eintlik gaan oor 'n onderste bo wêreld, oor 'n andersom wêreld, ding is anders as wat ons daaroor dink as mense. En ek gaan nou iets sê oor die reeks se naam en waar dit vandaan kom, maar ek wil begin, as jy nou in Matteus 5 gaan blaai, dan is die saligsprekinge mos eintlik die inleiding van Jesus se bergpreek, van die bergrede. En dis belangrik dat ons dit sal onthou, want wanneer Jesus dan nou daar kom, die klomp mense sien, dan is dit nie asof hy nou maar sê, joh, hier's baie mense of wat ek al nie, dan beweeg iets in hom, om te besef, maar hy wil met hulle gaan praat, hy wil hulle leer. En dan is dit baie interessant, dat Matteus vir ons sê, hy het sy disippels na hom toe geroep, en begin om hulle te leer, maar hierdie skare mense hoor, dis so amper iemand sê daaroor, dis asof hulle deur die venster loer en kyk wat in die klas aangaan. Maar eintlik leer Jesus hierdie skare mense, en natuurlik vir my en jou ook. En wat leer hy hulle? Iets van wat beteken die koninkryk van God? Hoe werk dit in die koninkryk van God? Hoe is die koninkryk van God anders as wat ek en jy beleef in hierdie lewe wat ons nou hier het? En dan van vers 3 af, teken Matteus vir ons die teks op, en ek wil dit graag saam met jou lees. Jy ken dit uit jou kop uit. Ek lees uit die 83 vertaling en daar staan, Jesus sê dan vir die mense, geseënd is hulle wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is julle, wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg, en valslik al wat sleg is van julle sê. En dan sluit hy af en sê, wees bly, en verheug julle, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Nou vriende, Jan van Zyl, wat by Stellenbosch moedergemeente, predikant is, moederkerk, kruiskerk, die studentenbediening ook, hy het nogal vir my 'n baie mooi prentjie geskets van hierdie gedeelte. Hy sê, as jy nou vir jouself indink, hier sit hierdie skare mense daar teen die berg, teen die skynste, en Jesus is daar tussen hulle, en hy begin met hulle praat. En dan is dit asof Jesus na daai, in vers 1, na daai persoon te stap, onthou jy die ou vertaling sê, die wat arm is, van gees, Lukas sê natuurlik sommer net die wat arm is, Jesus stap na daai ou toe, wat so pas hierdie week het sy vissersbootjie gesink, hy het alles verloor, hy het niks meer oor nie, hy is arm. Dan raak Jesus so aan sy skouer en sê vir hom, geseënd is jy. Geseënd is jy. In vers 4, sit daar een kant 'n ma wat huil, haar seun, haar enigste seun is oorlede, die dag of wat vroeër, en sy treur oor hierdie kind van haar wat dood is. Dan stap Jesus aan na haar toe en hy raak so met sy hand aan haar skouer en sê vir haar, geseënd is jy wat nou huil, want jy sal vertroos word.
Ag, en kry jy die prentjie? Elkeen van hierdie uitsprake, hierdie saligsprekinge, loop Jesus so tussen die mense en hy identifiseer, hy raak daai persoon aan wat in so 'n omstandigheid is nou. En hy sê, geseënd is jy. En dit is baie belangrik dat ons dit sal onthou, vriende, want as jy gaan kyk na die Griekse teks, dan is dit belangrik om te sien dat hierdie saligsprekinge word nie gegee as 'n opdrag van, jy moet nou so word nie. Dis iets waaraan ek en jy moet werk om dit te kry nie. Dis as ware 'n toesegging. Dis 'n indikatief, is die woord daarvoor. Dis dood eenvoudige konstatering van die feite soos dit is. Dat Jesus vir die mense wat sê, wat arm is, wat treur, wat sagmoedig is, wat honger en dors het, hy sê, geseënd is julle. Dis julle nuwe identiteit. Dis wie jy is in Christus. Nou, kom ek kom gou by die tema van ons reeks dan nou uit. En dis nie ek wat so vindingryk is of ons nie. Dis die ouens by Stellenbosch moedergemeente wat ons bietjie mee gaan gesels het. Hulle sê, en jy sal ons nou dit hoor, wanneer ons na hierdie woorde van Jesus luister, en ook 'n gedagte wat hy op ander plekke sê in die woord oor die koninkryk van God, dan sê ons, dis anders as wat ons gewoond is. Dis anders as wat ons logika daaroor wil dink. Ek gaan Sondag by die Kuierkerk preek, en ek gaan so 'n bietjie meer oor hierdie agtergrond ook sê. Ek weet nie of Jannie noodwendig dit in die erediens by die kerkgebou wat gelivestream word gaan doen nie, maar ek gee vir jou so 'n bietjie. Daar's 'n stuk onlogiese in die koninkryk van God. En dis asof 'n mens eintlik moet sê, maar dis onderste bo. Dis anderster. En een van die ouens in Stellenbosch het gesê, dis 'n ander som wat ons moet maak. Dis somme wat nie klop nie. 1 + 1 in God se koninkryk is 3. Dis nie 2 nie. Of 2 + 2 is 10, nie 4 nie. Dis ander somme wat daar geld. So ons gaan in die volgende 9 weke, vriende, stilstaan by hierdie saligspreking en bietjie oor hierdie gedagte nadink, om te sê, wat beteken hierdie alternatiewe koninkryk, hierdie ander som koninkryk, hierdie onderste bo koninkryk? Wat sê dit vir ons lewe van elke dag? En dit dan nou die belangrike van eerskomende Sondag, dat ons begin by die eerste saligspreking wat sê, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Dis vir my so in aansluiting by wat ons die vorige 4 keer gepraat het oor wysheid en kennis, né? Psalmdigter vat eintlik iets daarvan al saam, wanneer hy sê, wysheid begin nie by die bestudeer van 'n klomp boeke en kennis en grade en diplomas wat jy bymekaar maak. Hy sê nee, dis anderster, dis andersom. Dit begin by die dien van die Here. En op die ouend is dit wat Jesus hier sê. Om met hierdie ander somme te leef, om in hierdie onderste bo werklikheid van sy koninkryk te leef, sê, begin by hulle wat afhanklik van God is. Want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Ek wil jou uitnooi om vandag, môre, iewers voor Sondag in elk geval dan nou, om hierdie teks deur te lees, onbevange, gaan bære by wyse van spreke, al die goed wat jy nou oor die saligsprekinge weet, so 'n bietjie in jou agterkop, gaan sit dit een kant toe. En lees hierdie paar verse van vers 3 tot en met 11 spesifiek dan nou. Gaan lees dit net oor en oor en oor. En kry vir jou prentjie, maak sommer jou oë toe, om te hoor, wat sê die Gees vir jou? Nie wat 'n opdrag gee vir jou, wat moet jy gaan doen nie? Wat sê die Heilige Gees vir jou oor jou en my status in Christus Jesus? Vriende, is 'n ongelooflike teks. En ek wil jou uitnooi om hierdie 9 weke saam met ons hier in Kogelberg te reis en iets van hierdie ander somme te beleef van kind wees van God. Kom ons bid saam. Here, ons denke, ons verstand, ons logika sê baie keer vir ons dat die koninkryk nie lekker in die lyf sit nie. Ons word groot in 'n samelewing waar ons moet presteer, waar ons moet bo uitkom, waar elkeen vir homself moet beklei, waar ons vir mekaar sê, daar's net soveel en ons moet eintlik met mekaar 'n bietjie in kompetisie wees oor wat ons het en wat ons kry en wat ons nodig het. En nou kom U en U sê vir ons, dis ander somme in die koninkryk.
Dit werk anders in die koninkryk en dis vir ons moeilik as gelowiges. Dis vir my, Here, baie keer moeilik om regtig met hierdie volle vertroue op U te leef en te sê, ja, as ek huil, dan is ek juist die een wat vertroos word. As ek sagmoedig van hart is, dan is ek die een wat U sal sien. As ek die een is wat dors na wat reg en reg is, dan is ek die een wat geregtigheid sal. Here, dit is moeilik om het te verstaan. En daarom bid ons, Vader, dat U ook in hierdie tyd wat ons as gemeenskap, koffiekuiergemeenskap saamkuier rondom die woord, ook kan aansluit ek by ons prediking, dat U ons regtig deur die Gees sal oopmaak om iets van hierdie andersomme werklikheid, hierdie onderste bo koninkryk van U, hierdie radikaal anders koninkryk, om iets daarvan te verstaan en vanuit daardie stelling van wie ons is, ook elke dag te leef. Dankie dat ons met verwagting kan uitsien, en dat dit U ook vir ons gaan oopbreek. Ons bid dit, Here Jesus, in U naam. Amen. Vriende, ek hoop jy het 'n heerlike naweek verder. Mag jy geniet wat jy doen. Lees hierdie teks deur, lees hom soms 2, 3, 4 keer deur. Kry vir daai prentjie, sien vir jou hoe Jesus tussen die mense loop. Hulle so aanraak of hulle sê geseënd is jy, geseënd is jy, geseënd is jy. En dan wil ek jou spesifiek vra. Dink so 'n bietjie oor wat maak jou besonder baie uitermate gelukkig? Wat gee vir jou daai, hoe die ou vertaling gepraat het, die 33 vertaling, daai gevoel van welgeluksaligheid? Wat doen dit vir jou? Ja, ek kan nou 'n paar voorbeelde gee, ek sal dalk Dinsdag so 'n bietjie daaroor praat. Wat is dit wat vir jou so laat voel? Dis wat Jesus vir ons sê. Ons, sy disippels, in sy koninkryk, hierdie andersom koninkryk, geseënd is ons. Geniet jou koffie, geniet jou naweek, ons gesels dan DV Dinsdag weer. Mooi loop.